Afkondigings. Klink dit beter? Is dit beter? Goed, want dit hang net af hoe hy hier gestel is hiervoor. Maar vir my net 'n aanduiding gee, Jaco, as hy nog steeds geraas maak, dan verander ons hom nog bietjie, of ons sit hom heeltemal af. Gemeente, ek gaan nou vir u vra, kom ons word stil voor die Here, en ons vra vir hom, jy weet, hy in die skrif sê hy vir ons, as julle my soek, sal ek my laat vind. As julle my soek met julle hele hart, siel en verstand, sal ek my laat vind. En as u in my begeerte dan vanoggend is, dat hy ons moet vind vanoggend, kom ons word stil, en ons lê ook hierdie behoefte voor hom, as ons vanmôre vir hom sê, spreek Heer, spreek tog, u dienskneg, en u diensmaagd luister, kom ons word stil. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, nou tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, genade vir u, barmhartigheid, vrede, van God onze Vader, in die soenverdienste van ons dierbare Heiland, ons Here Jesus Christus, deur die kragtvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord dan nou op sy seëngroet, waar hy hierdie vergadering gekonstitueer het, tot sy eie verklaar het. En ons gaan na Psalm 33. En nou wil ek vir u vra. Ek het in hierdie afgelope week met iemand gesels, wat vir ons sê, ons as Christus gelowiges. Ja, ons sê ons het hom lief. Maar wanneer ons op 'n Sondag in die kerk kom, dan klink dit of ons almal 'n klomp begrafnisgangers is, in plaas van opstandingsgelowiges. Want ons sing maar so op dieselfde noot. En daarom wil ek vanmôre vir u vra, as ons Psalm 33 sing, die eerste en die tweede, en ook die 6de vers, sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer, sing nuwe sange, nuutgebore uit aandrif van die skoonste klank. En dan ook die 6de vers. Kom ons staan en ons sing dit soos gelowiges met vreugde in die hart. Veral oor hierdie naweek ook wat kom, wat vir ons sê, Jesus het gesterf, maar hy het ook opgestaan. Kom ons staan, Psalm 33, vers 1, 2 en 6, asseblief.
Dink vir 'n oomblik daaraan. Daar gaan 'n dag kom wat ons so voor sy troon gaan staan. Ja, reeds is ons vandag al reeds daar. Want hy is hier by ons, maar die dag as ons voor die troon gaan staan in die ewigheid, om dan net lofliedere te kan sing. Dink hoe ongelooflik mooi en lekker gaan dit wees. Miskien moet ek nie sê ongelooflik nie, want daar is nie ongeloof nie. Daar is net geloof. Ek gaan nou vir u die wet van die Here voorhou. U kan dit saam met my lees uit Deuteronomium uit. Deuteronomium 5. Jy weet, ons kry dit ook in Exodus 20. Maar dan kry ons ook die opsomming hiervan as ons in Levitikus 19 gaan lees. Jy kan maar gerus Levitikus 19 ook lees. Dan is dit net nie so georde nie, maar ook in Matteus 22. Maar goed, vanoggend lees ons dan hier uit Deuteronomium 5. Net om u weer in die plek te bring waar dit gesê is. Ons het vir u gesê dis Moses se laaste preek aan sy volk, toe hulle daar by die Jordaanrivier staan, voordat God die water gekloof het en hulle daar deur is, om dan die nuwe land in besit te neem. Aaron is reeds dood. Moses sou die beloofde land nie sien nie. Net hierna sou die Here hom berg opneem en hom self begrawe. Dit is baie interessant dat net hierna wanneer Joshua dan oorneem, dan kom die manne na Joshua toe en dan sê hulle, laat ons na Moses gaan soek. Dan sê Joshua vir hulle, nee, los dit. Los dit. Jy gaan hom nie kry nie. Dan gaan soek hulle hom, dan kry hulle hom nie. En dit gebeur tot vandag toe nog steeds. Ek het nou die dag weer gelees waar 'n klomp manne Moses se beendere gaan soek het en nou sê hulle dit gekry. Ag, shame. Skus tog. Kom ons gaan terug na die wet toe. En ons bepaal ons nou nie vanmôre by aardse dinge nie. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insetting en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here ons God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat vandag hier almal in die lewe is. Onthou van wie hulle ongeloof het die Here die hele volk uitgeroei, so hierdie is 'n nuwe geslag. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. En ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie, en God het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, mag niks in sy plek stel nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemele is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. En dan die kruks van hierdie saak, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, sommer dit sy wese aantas.
Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat, die rusdag van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg, uit die vuur, die wolk en die wolke donkerheid, met 'n groot stem toegespreek en niks meer nie. En God het dit op 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. Tot sover die wet van die Here kom ons staan, Gesang 79, daar die 1ste en die 3de vers, waarin ons skuld aan hom bely en waarin ons pleit om sy groot genade. Kom ons staan asseblief, en dan bly ons staan vir die genadeverkondiging en die geloofsbelydenis en die bevestiging daarvan. Asseblief, kom ons staan. Die genadeverkondiging hier uit Hebreërs 3. Eers die waarskuwing
Daarom, soos die Heilige Gees spreek vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking en in die woestyn nie. Verhard u hart nie. My gebed, Here, gee my geopende oor en ontvanklike hart. En dan kom hier die belofte in die 12de en in die 13de vers. En ook die opdrag, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Dis die genadewoord. Elkeen wat sy sonde bely, maar nie net bely nie, ook laat staan en ook daarvan wegvlug, sal genade vind. Maar ons het dit al so baie ook vir mekaar gesê, elkeen wat speel met God se genade, elkeen wat nie ernstig is in sy omgang met die Here ons God nie, gaan eendag voor die troon staan en tot 'n skok ervaar, hy staan alleen. Wie in hierdie lewe my voor die mense bely, hom sal ek bely voor my Vader wat in die hemel is, so sê Jesus self. En ons gaan nou oor en ons geloofsbelydenis gaan ons met mekaar saam herhaal. Ek gaan vir u voor en u herhaal dit saam met my in u harte teenoor die wêreld daar buite. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder die hand van Pontius Pilatus, wat gekruisig is en gesterf het, en wat begrawe is, en wat vir ons sondes helse smarte verduur het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die wederopstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig dit nou, hierdie amen ook met die sing van Gesang 241. Gesang 241, al 3 daardie verse asseblief.
Broers en susters, kom ons maak vanmôre die Here se woord oop. Hierdie is die laaste Sondag van ons lydenstyd. Vrydagoggend is Paasfees met die nagmaal. Sondagoggend na 3 dae in die graf, sy opstanding. En ons is opstandingsgelowiges, want omdat hy die dood oorwin het, daarom leef ook elke gelowige, elkeen wat dit erns maak met hom. Ek gaan nou vir u vra voordat ons uit die Here se woord gaan saam lees, broeders, as verbondshoofde van u gesin, kom ons staan asseblief, ook ons jong broeders, en ons roep die naam van die Here aan. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons aanbid u. Jesus Christus, ons verlosser, ons aanbid u. Heilige Gees, ons trooster, ons aanbid u. En Here, as ons vanmôre bid, u beheer ons lewe, dat dit werklik waar in elkeen van ons se lewe so sal wees. Wonderbare koning, heerser oor u skepping, heerser oor u gemeente, ook oor Witrivier. Mag dit so wees dat u ook heerser is in elkeen van ons hart. Wat vanmôre ook weer met ons wil kom praat. Die wat vir ons sê, as julle my liefhet, doen dan wat ek vir julle vra. En Here, al wat u van ons vra, betoon ook my liefde aan my en aan almal rondom jou. En nou staan ons so skuldig voor u. U by wie daar geen aansiens des persoons was nie. Kom vanmôre en hoor wanneer hierdie gemeente u roep. Ja, laat u tog vind. Spreek, Heer, dat ons kan luister. In Jesus naam. Dankie, Heer. Amen. Johannes 15. Jy kan hierdie hele hoofstuk, eintlik die vorige hoofstuk, want hierdie laaste onderwysing kom al hier van hoofstuk 13 af. Kan jy maar rustig by die huis gaan lees. Ons gaan vanmôre net hier na een gedagte-eenheid kyk, en dis hier by hoofstuk 15. En kom ons lees van vers 9 af. Johannes 15 vers 9. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, dis die opdrag, die voorwaarde,
sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Met ander woorde, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan hom, die gevolg van ons liefde vir hom. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het, oor hierdie opdrag. Weer, broers en susters, God gee vir ons die voorbeeld, en dan mag hy van ons eis. So ons het nie verskoning nie. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Weer gehoorsaamheid, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. En dan sommer net vers 17 ook daarby, dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Kom ons gaan terug na vers 13 toe. Vers 13 wat sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Tot sover mag die Here vanmôre ook weer sy woord seën aan ons harte, en mag u en ek vanmôre hoor dit wat die Gees vir die gemeente sê. U en ek sing so maklik, God is liefde. Maar u vraag my, broeder en suster, verstaan u en ek regtig wat dit beteken as ons hierdie woorde in die skrif lees, ook wanneer u en ek dit sing? En so baie maal dan dink 'n mens daaraan en dan bly dit vassteek by hierdie gedagte, God is liefde, God is liefde. Maar ons vergeet dat daardie liefde ook God se regverdigheid eis. Hier het ons in 'n groot deel saam gelees oor die gehoorsaamheid. Wie my woord hoor en dit doen. Wat vir u en vir my wil sê, as Jesus vir ons daardie voorbeeld stel, en ons in Filippense 2 vers 5 ook hierdie woorde lees, hierdie gesindheid,
wat in Christus is, moet ook in ons wees. En daardie gesindheid, as ons gaan terugkyk in die oorspronklike taal, daardie gesindheid wat beteken om te dink soos Christus, om te doen soos Christus, om na ander mense te kyk met die oë van Christus. En as ons vanmôre hierdie vraag in ons skoot kry, wie van ons kan dit doen? Wie van ons kan lief hê soos wat Christus ons liefhet? En dan moet ons maar vanmôre dit bely. Nee, ek nie, Here. Ek is 'n onvolmaakte sondaar wese. Ek kyk na ander mense met ander oë as wat U na mense kyk. As ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons 'n paar belangrike sake. Die eerste wat ons sien, God het sy seun lief. En dan sien ons nog 'n belangrike saak. Die seun het die sondaar lief. En dan sien ons 'n baie belangrike voortvloeisel en daarom moet u en ek maar weer vanmôre gaan introspeksie hou. Ons altyd vir mekaar daardie 10 vingers wat na myself wys. Christus se gehoorsaamheid en my gehoorsaamheid. Van die eis van die liefde, as ek sê dat ek die Here liefhet, en as ons vanmôre hierdie vraag moet antwoord, broeders en susters, het u die Here lief? Het u hom lief? Het ons hom lief? Dan gaan elkeen van ons se antwoord definitief wees, ja Here, ek het u lief. Maar onmiddellik daarmee saamkom die vraag en u in my skoot gegooi, as ek sê dat ek hom lief het. Waarom leef u en ek? Nou moet ons maar weer daardie skalpel gaan diep insteek. En met onsself eerlik wees soos 'n mens net met jouself eerlik kan wees. Daarom moet ons onsself die vraag afvra. Waarom sukkel ons dan so? Waarom leef ons dan so ver van hom af? So kragteloos? Jy weet, die grootste klag teen die kerk van die Here Jesus Christus van mense daar buite. En jy het dit al almal gehoor, net soos wat ek het ook gehoor het. Daar is nie liefde in die kerk van die Here Jesus nie. En daarom kom hierdie saak vanmôre in u en my skoot. As Jesus hierdie opdrag kom gee, as ons daaraan dink aan die woorde God is liefde, dat in God het liefde en alle ander dinge sy volmaaktheid gekry. Dat u en ek vanoggend hierdie opdrag gaan hoor. En nou moet dit nie net by hoor bly nie. Nou moet dit kom by doen, by gehoorsaamheid aan God se woord. Ons het net nou
die 10 gebooie met mekaar saam gelees. Wat sê Jesus hier? Hy sê, bly in my liefde, soos wat ek in my Vader se liefde bly. Hoekom? Omdat ek aan hom gehoorsaam is. En as een ek nou vanmôre net vir 'n oomblik kyk na hierdie woordjie gehoorsaamheid. En ek pas dit op myself toe. Hoe gehoorsaam is u en ek aan God se woord? Hoe gehoorsaam is u en ek? Net aan die 10 gebooie wat die verbondswoord van God, wat ons vanoggend met mekaar saam gelees het. Kom ons gaan vir 'n oomblik na 1 Korinte 13 toe. 1 Korinte 12 sluit af met die geestesgawes en dan kom Paulus en hy skryf, maar ek wys julle iets baie, baie belangriker. Daar by 1 Korinte 13 wat hy vir ons die volmaaktheid van die liefde wil begin beskryf. En dan kom sê hy, die liefde is nie opgeblaas nie. Loop nie dikmond rond nie. Die liefde is nie selfsugtig nie. Die liefde, broeders en susters, hou nie boek van die kwaad nie. En u en ek, hoor jy wat ons vir mekaar sê vanoggend? Hoe ver skiet u en ek te kort? Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde vergeef, die liefde versoen. Dan lees maar weer 1 Korinte 13, ook hiermee saam. En dan sal ons vanmôre besef, dat daardie klagte wat van buitekant af teen die kerk van die Here Jesus gegooi word, is dalk nie so ver gesog nie. Die liefde praat nie kwaad nie. Waar staan u en ek? Die liefde is onbaatsigtig. En as ons in hierdie gedeelte vanmôre hier met mekaar saam lees, dan lees ons van 'n liefde wat bereid is om alles op te offer. 'n Liefde wat self bereid is om homself aan 'n kruis te laat vasspyker. Romeine 8 vers 12 of Romeine 5 vers 8. Terwyl ons nog vyande van hom was. Wat sê ons? Ek sal nie vergeet nie. Ek sal onthou. Maar hier kom die grootste liefde aan die kruis op Golgotha, en terwyl hulle nog besig is om daar die hande en voete aan die kruis vas te spyker, hoor ons hom alreeds in liefde uitroep, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vir u en vir my. 'n Liefde wat bereid was om uit te roep, my God, waarom het u my verlaat? Liefde wat bereid was om hierdie stryd aan te knoop. Liefde wat oorwin het. Dit is die grootste liefde wat daar is. Die gehoorsaamste liefde wat daar is, my broer en suster en jong mens, en hy het dit vir u en vir my kom doen. Ons lees hier, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek vra. En
nou het ons in Afrikaans ook 'n spreekwoord. U ken dit. 'n Vriend in nood is 'n vriend in dood. Met ander woorde, 'n vriend wat vir my daar is as ek in die nood is ook iemand wat met my sal loop tot in die dood. En as en ek nou na hierdie teksvers kyk, kom ons herskryf dit so 'n bietjie, of hierdie uitdrukking. Christus wie u en my so lief gehad het, Johannes 3:16, dat hy bereid was om na hierdie wêreld toe te kom en ons in ons nood by te staan. Hy bly die vriend van gehoorsaames deur die dood tot in die graf, tot in die ewige lewe. En weet u wat? En dit moet vanmôre u en my troos wees. Dit moet vanmôre u en my vertroosting wees. Nie net tot in die graf nie, maar deur die graf tot in die ewige lewe. Want hy is nie dood nie. Hy lewe. Hy het opgestaan. Die graf is leeg. Sy plek aan die regterhand van die Vader is weer ingeneem. En daar word Immanuel waar, God met ons. Ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Nie in die dood nie. Want ek het die angel van die dood kom trek. Lees maar weer 1 Korinte 15. Paulus wat uitjubel, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Maar nou, vriende, as ons dit vanmôre gehoor het, dan moet ons dit vir mekaar sê. Ware liefde, 'n Christus liefde in my hart, 'n Christus liefde in hierdie gemeente hier teen die bult, verander die harte van gehoorsaames. Want as die liefde van Christus my pad gekruis het, kan ek nie anders as om 'n veranderde mens te wees nie. Weet jy, as 'n mens daarin Deuteronomium 6 gaan lees, dan lees ons daardie gedeelte oor die onderhouding van die wet, en hy sê, wanneer jy opstaan, praat daaroor. Wanneer jy lê, praat daaroor. Wanneer jy uit jou huis uit gaan, praat daaroor. En nou wil ons dit ook hier van toepassing maak. Wanneer die Christus liefde in my hart kom, leef dit uit. Praat daaroor, moenie bang wees nie. Leer dit vir jou kinders. Ja, terwyl hulle dit nie meer in die skole en op 'n ander plek hoor nie, het dit een my taak soveel groter gemaak. Gehoorsaamheid, my vriend. Gehoorsaamheid, hy wat my liefhet. Nie van ons sal vir 'n ander sterf nie, soos wat Christus vir ons gesterf het nie. Maar nou bring dit vir ons, en ons gaan nie daaroor nou praat en daaroor hare kloof nie, want onmiddellik kom die gedagte by ons op,
Wie is my naaste? Weet jy wat staan in die skrif? En ek weet ons is so lief om dit om te draai. Daar staan nie wie is my naaste nie. Met ander woorde, wie kruis my pad nie? Daar staan wie se naaste is ek. Gaan lees maar mooi. Wie se pad kruis ek? Aan wie ek liefde kan betoon. Aan wie ek die liefde van Jesus kan wys. Liefde is lewensveranderend. Johannes 3 vers 16. Kan jy maar weer gaan lees. En gaan dink maar net oor daai een klein woordjie waarmee daai vers begin. So lief het God die wêreld gehad. Daai woordjie so. Dat hy bereid was om liefde tot sy volheid deur te voer, terwille van u en my. Matteus 22 vers 34. Ons sal dit Dinsdag of Vrydag weer saam lees, wanneer ons by die nagmaal kom. So lief. Jy moet die Here jou God lief hê. Hoe lief? Met jou hele hart. Nie halfmas nie, nie eerste rad vorentoe nie. En 6ste rad vorentoe. Voluit. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Met jou hele siel. Met jou hele verstand. En as ons dit vanmôre vir mekaar sê, is die waterpas van God se liefde. En ons kom vanmôre en ons vat hierdie waterpas en ons sit hierdie waterpas teen ons eie liefde. Waar gaan ons staan? Waar gaan u en ek staan? Wanneer ons 'n muur sien wat skeef gebou is, ons skop ons hom om. Bou oor! Sê ons vir die bouer. En wanneer u en my liefde so lê, dit pas nie aan by die waterpas van ons Here nie, gaan ons dan terug na hom toe en vra ons vir hom, Here, kom maak tog reg asseblief, want ek kan nie. Of gaan ons maar tevrede wees om op daai standaard voor te lewe vir die res van ons lewe. Wie my liefhet, geen groter liefde as het niemand as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende gee. En dit bring vir ons by liefde in praktyk. Jesus kom, vriende, en Jesus het sy liefde vir ons in praktyk om. Hy het ons uitgekom, nie net om ons in ons aardse nood by te staan nie, maar ook in ons geestelike nood. En as ons nou vanmôre met mekaar eerlik is, hoe groot is u en my geestelike nood nie? Kom ons bring vanmôre hierdie saak huis toe. As ons onsself teen Christus se waterpas stel, hoe lyk u en my liefde? Hou in gedagte, 1 Petrus 1 vers 14 en 15, word heilig, want ek is heilig. Christus, wat na Saulus toe kom, en hy maak van 'n vervolger 'n vervolgde. Christus wat by die owerspelige vrou kom en vra sê ek veroordeel jou ook nie. Wat die evangelie bring aan daardie vrou by die put. Hy vergeef vir Judas wat ongelowig is. Hy vergeef vir Petrus wat gesê het ek ken hom nie. En dan wat van u en my?
Hy vanmôre voor u en my kom staan. En die Heilige Gees kyk vir een van my vanmôre vierkant in die oë. Wat dan? Wat dan verder? Maar hy kom eis van ons gehoorsaamheid. Hy sê ek noem julle my vriende. En weet jy wat? Daar is in die oorspronklike taal, in die oorspronklike kulturele geskiedenis 'n besondere betekenis wat aan hierdie woordjie vriend gekoppel word. En jy kan dit maar gaan nalees in die boeke, in die geskiedenisboeke, dat in daardie tyd het elke gouverneur of 'n koning 'n innere groepie vriende gehad. Terwyl sy slawe buitekant gestaan het en as hulle dit naby hom gewaag het, dan kon hy doodgemaak gewees het. Maar 'n uitgeleese groepie wat hierdie koning genoem het, my vriende, die koning se vriende. En hierdie vriende kon enige tyd na hom toe gaan. Selfs in die nag, wanneer niemand anders dit naby hom gewaag het nie. Vriende wat selfs sy kamer kon ingaan, wat niemand anders mag gedoen het nie. Nog voordat hy opgestaan het, terwyl hy nog slaap. Vriende met wie hy alles gedeel het, voordat hy dit nog met sy generale staf, sy bevelvoerders, enige van hulle gedeel het. Die koning het met hulle gepraat nog voor iemand anders. Hierdie vriende het op die mees intieme wyse met hierdie koning omgegaan. En nou kom Jesus. En Jesus kom en hy sê, ek noem julle my vriende. En wat wil hy vir u en vir my vanmôre sê? Kom na my toe. Kom na my toe. Enige tyd, nag, dag, vroegoggend, laat aand, ek sluimer nie, ek slaap nie. Jy's altyd welkom. My kantoordeur is nooit toe nie. Ek is nooit op verlof nie. Ek is altyd daar vir jou. Ek noem julle my vriende. Vriende wat die reg het om enige tyd na Jesus toe te kom. En nou kom sê hy, wees my net gehoorsaam. Doen net soos wat 'n koning van sy onderdane vereis. Hierdie koning, vriende, is nie ons speelmaat nie. Hierdie koning is die Skepper God. Vader, Seun en Heilige Gees wat vanmôre ook hier in hierdie kerkgebou is, wat die voorhangsel geskeur het. Sal onthou ek het verlede week vir u so effens probeer skets hoe hierdie voorhangsel gelyk het. En as ons Romeine lees, ons lees ook Efesiërs, Romeine 5 vers 1 en 2, onbeperkte toegang deur die geloof tot die Vadertroon. Watter ontsettende liefde het hy nie vir ons nie. Dis u en ek, en nou moet u en ek vanmôre, en dit is ons troos, as ons vir mekaar sê, Jesus bly vir ons 'n vriend in nood, deur die dood tot in die ewige lewe. Maar het ek hom lief? Het ek hom lief? Of staan hy nog een kant in my lewe? Doen ek wat hy vra?
omdat hy my eerste lief gehad het en ek hom daarom lief het? Of is my lewe nog my eie, ver van hom af? Dit is ons troos. Hierdie koning sal ons nooit begewe, nooit verlaat. Ek is met julle. Tot aan die einde. Totdat hy ons kom haal. So groot is sy liefde vir u en vir my. Amen. Kom laat ons dank. Here ons God, wonderbare koning. Ons het nie woorde vir môre nie. Here, as ons weer oor hierdie woorde van u dink, my vriende, ek het jou lief. En dan die vraag, het jy my ook lief? Here, wat is ons bereid om vir u op te offer? Partykeer niks, terwyl u alles vir ons opgeoffer het. Wees ons tog net genadig, Heer. Soos die blinde Bartimeus gebid het, Jesus, seun van Dawid, gaan my nie verby nie. Die tollenaar daar in die tempel. O God, wees my net genadig. Leer my om u lief te hê, na u eis, en eis dan van my, om lief te hê, soos u. En ons bid vir ons gemeente, ons bid vir elkeen op daardie siekelys, dat u daar by Umbertus en by Irene en by oom Henny, en by al die ander wat ons nie eers van weet nie, dat u daar langs hulle sal wees, hulle hand sal vat, daar by oom Gert, geef hulle krag, die wat hulle bystaan, geef hulle genade, om altyd te kan opkyk, en u te kan raak sien. Here, maak tog van hierdie gemeente 'n lewende gemeente, gemeente wat u liefde uitstraal, soos 'n lig oor hierdie vallei hier onder in die aand, as dit begin donker word. U is die lig. Gee vir ons u lig in Jesus naam. So baie dankie. Amen. Kom ons gee geleentheid vir die opneem van die liefdegawes asseblief, broeders.
Vriende, kom ons sluit met Gesang 192 en ek dink as gevolg van 'n tydtekort, kom ons sing net die eerste vers. Net die eerste vers, Jaco asseblief, middelpunt van ons verlange. U bring rus in ons gemoed, Jesus met ons dankgesange, loof ons steeds u liefde gloed. En dit wat daarop volg, Gesang 192, net die eerste vers, en dan bly ons staan terwyl ons wag op die seën van die Here. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en dan gaan u huis toe in sy vrede en in sy genade. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u elkeen sy vrede gee. Amen.